Goeiemiddag, liewe vriend. Ek hoop het gaan goed met jou. So ons is op ons derde week en ons praat vandag 'n bietjie oor maalwonde. Net soos wat ek die vorige keer gesê het oor die paalwonde, besef ek dat hierdie 'n baie moeilike en intieme onderwerp is. En dis iets wat ons regtig moet na kyk. En wat ek ook die vorige keer gesê het, wat ek net vandag weer wil herhaal, net omdat jou ma sekere slegte goed gedoen het, maak haar op geen manier 'n slegte persoon. Maar sekere goed wat sy gedoen het, speel 'n rol tot vandag toe in jou lewe. En dit is vir ons, as ons wil beweeg na genesing, na beter, dan om te kyk hoe kan ons hierdie damwalle wat ons van gepraat het in die eerste week 'n bietjie wil afbreek, hierdie wonde wil gesond maak, dan moet ons 'n bietjie kyk na wat se wonde het my ma aan my oorgedra. En dit is op geen manier om vinger na haar toe te wys nie. Hierdie is alleen net om te kyk, hoorie wat gaan aan? Hoekom is daar sekere goed in my lewe wat nie sin maak nie? Hoekom reageer ek op sekere goed op 'n snaakse manier? So, die eerste stap hier is die verken van die tema, maalwonde. En dis moeilik, want baie keer is dit juist ons maas wat opgestaan het. Dit is juist ons maas wat beide rolle gespeel het van ma en pa. So dis moeilik om hierdie heroes van ons onder die vergrootglas te sit. Maar dit is soms ook nodig. Dit is nodig om daarna te kyk, want soms speel dit regtig 'n rol in ons lewe. Nou, wat het die meeste vir jou geraak, die preek? As jy die preek gekyk het, as jy nie die preek gekyk het nie, en jy doen dit 'n bietjie anders kant om, is jy ook welkom. En dan wil ek hê jy moet net vir 'n split sekond, onthou jy kan altyd die video pause, net vir 'n oomblik daaroor dink. Wat as ek die woord maalwonde voor jou neersit? Wat is dit wat dadelik by jou opskiet? Wat is die eerste ding wat by jou opkom? Is dit iets wat jy dadelik kan neerpen? Of is dit iets wat jy wonder, maar ek van paalwonde, maar maalwonde, my ma was ongelooflik. Dit is ook goed, en soos ek laas keer ook gesê het, ek prys die Here vir elke ouer wat goed was. Maar waar is daar van die maalwonde wat jy dalk aan jou kinders veroorsaak? Waar is dat wat jy dalk raak sien in jou vriendekring? Dalk is dit iets wat ons 'n bietjie na moet kyk. So die eerste vraag is, waarom dink jy is dit moeiliker om oor seer van 'n ma te praat as oor ander verhoudings? Ek het so 'n bietjie aan my preek daarin geraak, want dit is veronderstel om jou mees veiligste plek te wees. Dit is jou heel eerste verhouding is met jou ma. Dit is God het jou regtig vir haar gegee om groot te maak. Dit is 'n intieme verhouding. Jy kom as te ware van binnekant daaraf uit. So sy het elke sekond van jou groot word, het sy beleef tot en met geboorte. En so hierdie verhouding is so intiem, is so spesiaal veronderstel om te wees. En daarom is dit baie moeilik as daai persoon wat veronderstel is om jou veilige vesting te wees, die persoon wat vir jou moet omgee, as daai persoon ons seer maak. So 'n bietjie op persoonlike refleksie, kom ons kyk 'n bietjie na binne. Hier is 'n klompie vrae wat jy dalk nie in 'n groter groep wil hanteer nie, maar net 'n bietjie op jouself reflekteer en 'n bietjie kyk hoe was my verhouding met my ma? Die eerste vraag onder hierdie is, wanneer jy terugkyk, watter beeld of gevoel het jy gehad as kind oor jou ma? As jy 'n bietjie terug kan dink oor hoe het jy gevoel oor jou ma? Was sy altyd net daar? Was sy irritasie? Was sy half oordonderend? Was sy afwesig gewees? Was sy jou beste vriendin? As jy dink oor jou ma, wat is die eerste ding wat by jou opkom? Wat is die eerste gedagte wat jy dink as jy dink aan 'n klein jy? Wat is jou gedagte oor jou ma? Was daar tye dat jy liefde, aanvaarding of veiligheid gemis het en hoe dit jou beïnvloed? Was daar tye in jou lewe, en hierdie hoef nie 'n permanente ding te gewees het nie, hierdie kan 'n sekere fases gewees het, hierdie kon in jou rebelse tienerfase gewees het, hierdie kon toe jy kleiner was daar tye wat jy nie die liefde en aanvaarding en die veiligheid gevoel het wat jy gedink het jy moes voel? En hoe het dit jou toe beïnvloed, maar ook hoe het dit beïnvloed jou vandag?
Daai tye wat jy gevoel het, hoor jy, ek hoort nie, my ma aanvaar my nie, ek moet soveel verander. Hoe het dit jou beïnvloed? Waar is dit op jou in vandag se tyd? Waar speel dit 'n rol in jou hart? Is hierdie goed wat nog seermaak as ek dit noem? Is dit goed wat nou nog daar is? Dalk is dit juis in hierdie tyd van jou lewe wat jy voel, daar's nie liefde nie, daar's nie aanvaarding nie, daar's nie veiligheid nie. Want hier is alles goed wat ons ma van ons stel was om vir ons te gee, en baie keer het dit nie gebeur nie. En soms het dit. So dalk is dit net tyd om so 'n bietjie net daarna terug te kyk, 'n bietjie daar te dink en te wonder, okay, maar hoe dit my beïnvloed vandag? Nou ons skraap so 'n bietjie om regtig by die kern uit te kom, dat daai genees kan word, daai wond moet skoongemaak word, en dit is nooit 'n lekker proses nie. Het jy dalk ervaar dat jou ma of oorbetrokke was of afwesig was, en hoe het dit jou gevorm? Ons kry verskillende ma's, ons kry die wat elke ding wat jy moet doen, wil sy betrokke wees by. Sy wil weet waar jy is, wanneer jy is, waartoe jy gaan. Sy was daar die dag toe jou man jou gevra het om te trou. Sy was daar die eerste keer toe jy jou eerste rugby-wedstryd gespeel het. Sy was die hele tyd daar. Sy is nou nog die hele tyd daar. Sy is konstant, sy bel jou 3-4 keer 'n dag. En hoe het dit jou gevorm? Of waar was sy afwesig gewees, waar jy haar regtig nodig gehad het? Hoeveel keer was sy besig om te werk, of besig om met vriendinne te kuier, of besig om haar verslawing uit te oefen? En hoe het dit jou gevorm tot die persoon wie jy is? Waar sou jy al meer wou gehad het? Wat het dit gemaak, die persoon wie jy nou is? Nou ek bid regtig dat die Heilige Gees dit regtig vir jou vanmôre net sal in jou hart implant, en net vir jou sal sê, dit was daar. Dis daar waar dit jou gevorm het en seer gemaak het. Laat ons dit dan voor hom kan bring. Die derde afdeling is die gevolge. Want daar's 'n klomp gevolge van ons ouers, né? Positief of negatief, daar's gevolge van hulle aksies wat op ons afkom en wat ons dan weer gee vir ons kinders. En dis iets wat ons moet na kyk. Watter van die gevolge wat genoem is, in die preek het ek 'n klomp genoem, soos perfeksionisme, skuldgevoelens, verhoudingsspanning, angs, vrees, kan jy herken in jou lewe of in die mense rondom jou lewe? En ek sê nie dat almal wat 'n slegte verhouding met hulle ma's gehad het, gaan hierdie kry nie, of almal wat goeie verhoudings met hulle ma's gehad het, gaan nie hierdie gevolge dra. Maar die studies bewys dat meeste kere hierdie goed op 'n manier by mekaar uitkom. Kan jy 'n bietjie perfeksionisme by jou sien, want jou ma was 'n perfeksionistiese ma, en daarom voel jy moet haar die hele tyd beïndruk. Al skuldgevoelens dat jy doen nie genoeg nie, want dis hoe jou ma jou laat voel het van die begin af. Daar's verhoudingsspanning tussen jou en jou man, of jou en jou vrou, want jou ma het vir jou so baie gedoen, en hierdie vrou van jou doen dit nou nie so nie, so dit is, en jy wil half terugkruip na jou ma toe. Wat is dit wat jy kan optel, wat daar so is? Hoe sien jy dat hierdie wonde dikwels oorspoel van die een geslag na die ander? Dalk het jy dit al beleef in ander mense, dalk het jy dit beleef in jou eggenoot, in jou man of jou vrou, dat jy kan sien, maar okay, dit het hier gebeur, hier was 'n bietjie van 'n ma wat verstrengeld was, wat die hele tyd alles sou weet, en nou sien jy dit ook in jou man of in jou vrou. Dalk in jou vriende, ken jy hulle, jy ken hulle ma's was hierdie baie streng persoon, en nou sien jy dit in jou vriendin ook. Waar is dit wat jy kan sien, dit spoel van geslag na geslag oor? En dan is my gebed ook vandag dat die Heilige Gees ook vir jou sal wys, waar is dit besig om in jou lewe te gebeur? Waar is besig om jou mawonde oor te spoel na jou toe, en dan weer oor na jou kinders? Mag die Here dit vir jou openbaar, en mag ons dit besef, en iets daaraan begin doen. Ek spot altyd so, ek sê, mag dit jou nagtelang wakker hou, totdat ons begin iets daaraan doen. Die vierde afdeling is Bybel en genesing, en dan kan jy net rustig gou pause, dan lees jy Psalm 27 vers 10, dis alles tekste wat ek in my preek gebruik het, Jesaja 66 vers 13, Psalm 131 vers 2. En in hierdie dele is al beelde van God, wat juis die ma se rol inneem. En hier sê ek weer baie duidelik, ek sê nie God is 'n vrou nie, ek sê God is bo alles, en hy kan daai gat wat jou ma in jou hart
gemaak het, kan hy vul, omdat hy almagtig en groot is. Maar watse van hierdie beelde sou jy graag wil gehad het, moes jou ma doen, wat sy nie gedoen het nie, of wat van hierdie beelde maak jou half rustig voel, as jy besef, jy het 'n God, wat hierdie vir jou kan wees. Hoe vul God die leemte, wat jou ma nie kon vul? En dalk sê jy vandag vir my, hy doen, daai gat bly daar. Of dalk sê jy vir my, seker is doen en seker is nie. Dis tyd om hierdie dan te sê, want hy wil elke gat wat daar is, elke stikkend wat daar is, elke mawond, elke paalwond wil hy vul, en kan hy vul, as ons hom toelaat. As ons doen wat hy sê, as ons doen waartoe hy ons wil laat beweeg, as ons 'n verhouding met hom het. Want dit beteken ook nie net is een gebed en dis klaar nie, ons later daar kom, maar waar hy ook vir jou sê, hoor, gaan sien iemand, gaan praat met iemand, gaan bid saam met iemand, skryf hierdie neer, kry dit uit, maar waar vul hy daardie leemte, wat jou ma nooit kon vul? Hoe verskil God se liefde van self die beste ouersliefde? Nee, kan ons mekaar sê dat God is 'n perfek. Nee, ons kan nie God se liefde vergelyk met menseliefde nie, want menseliefde is altyd, soos wat ons weet, van die tyd van Eden af, is dit gevlol, is dit stikkend. Maar God se liefde is perfek, in sy dissipline, in die manier hoe hy ons troos, in die manier hoe hy alles doen, is God se liefde perfek. En kan ons daarna kyk. Dan die 5de afdeling, die pad na genesing. Nou in die preek is daar 7 stappe vir genesing genoem. Daar's erkenning, daar's te besef, dis nie jou skuld nie, dis om God se stem te hoor, dis om genesing te gaan soek, vergifnis, dis om grense te stel, en dis om die siklus te breek. Nou die vraag wat ek verlede week ook gevra, watse van hierdie stappe staan vir jou die moeilikste? Ek dink baie van ons gaan sê vergifnis, ek sukkel daarmee. Dis iets wat ek weet ek moet doen, dis wat God vir my gesê het, maar ek sukkel dan. Dalk is dit om grense te stel, dalk is dit, het jy jou ma vergewe, maar keer na keer vind jy jouself in 'n posisie waar jou ma jou net misbruik, jou ma net aangaan om te wees wie sy is, omdat jy sukkel om daai grens te stel. Kyk so 'n bietjie na. Dan die volgende vraag is, die teenoorgestel, wat is vir jou die maklikste? Dalk is dit vir jou maklik om na God toe te gaan met hierdie probleem. Dalk is dit vir jou maklik om te besef, dit was nie jou skuld nie. Dalk was die moeilike deel vir jou om te sê, hoorie, want jy dink tog altyd, dis my skuld dat my ma so was. As ek net dit of dit gedoen het, sou dinge beter gewees het. Maar kyk, wat is vir jou maklik? En gee vir jou eer daarvoor, want niks van hierdie goed is maklik nie. Maar dit wat jy wel kan bereik, gee vir jou eer daarvoor. En dit wat jy nog nie kan bereik nie, bid vir krag en wysheid, dat die Here jou ook daarmee kan help. Maar moenie jouself hamer, omdat jy nog nie by vergifnis is nie, omdat jy nog na grense kan doen nie, omdat jy nog steeds voel, ons is almal 'n work in progress, soos die Engelsman sê. Hoe kan jou groep mekaar ondersteun in hierdie proses? En dalk lees jy hierdie alleen, en dan hoop ek regtig jy sal uitreik na iemand toe, wat jou kan ondersteun hierin. Dalk lees julle dit as gesin. Wat is praktiese maniere hoe ons mekaar kan ondersteun? Hoe is dit praktiese manier dat ons ma kan ondersteun? Die ma van die gesin. Hoe is dit praktiese manier dat ons die grense kan help skryf? As ouma kom kuier, dan weet ons altyd, ma trek 'n bietjie terug. Of jy as man, as skoonma kom kuier, dan weet jy dat jou vrou gaan swaar kry. Hoe kan jy dit 'n bietjie beïnvloed, 'n bietjie verbeter? Hoe kan jy regtig daar vir haar wees in daai tyd? Maak praktiese doelstellings wat daar is. Hy sê praktiese toepassing. Hoe kan ons hierdie goed prakties nou doen? Hoe kan ons as geloofsgemeenskap 'n veilige plek wees vir mense met mawonde? Hoe kan ons regtig 'n praktiese plek wees waar ons mekaar kan ondersteun en mekaar kan lei en daar kan wees? Hoe kan dit 'n veilige plek wees waar iemand kan sê, hoor, ek sukkel, help my, bid vir my, wees daar vir my, help my met my grense, help my met hierdie vergifnis, help my laat my kinders nie daaraan dra nie. Hoe kan ons mekaar daarmee help? Op watter praktiese manier kan jy self jou kinders of jonger mense om jou help om liefde, ervaring en veiligheid te ervaar? Waar verander jy die siklus? Waar verander jy waar jy 'n verskil kan maak, waar dit sê, dit stop by my, dit gaan nie oor. Waar kan jy 'n ma wees vir kinders wat nie 'n ma het nie?
Waar kan jy regtig hierdie wonde wat jy gekry het, oorskakel in seëninge vir ander mense? Kyk so 'n bietjie daarna. Dan die laaste een, watter een ding wil jy hierdie week saam met God aanpak rondom jou maalwond? Een ding, net een. Wat is daai ene wat jy wil doen? Dalk is dit letterlik net om hierdie week te bid. Of dalk is jy al bietjie gevorderd en jy dink, okay, ek gaan die telefoon optel, ek gaan my ma oorlaat vir koffie en ons gaan 'n bietjie gesels. Dalk wil jy vandag daai duidelike grens stel. Dan mag die Here jou regtig lei in wat ook al jy wil doen. Gemeente, vriend, ek hoop regtig dat jy op 'n manier regtig 'n bietjie genesing sal kry, vryheid sal kry. Laat jy sal weet, die Heilige Gees is daar om jou te lei in hierdie moeilike proses. Hierdie goed is nie maklik op enige sin van die woord nie. Maar as ons regtig wil hê die siklus moet stop, as ek regtig my kinders so lief kan wil hê soos wat ek kan, is dit nodig dat ons hierdie absolute damme moet afbreek, hierdie wonde moet skoonmaak, hierdie lig moet skyn in die donker kamers van ons wese. En weet, ons doen hierdie nooit alleen nie. Die Heilige Gees is elke stap daar. Wees braaf, wees vasberade. Die Here sal jou uitdra. Here, dankie dat ek kan bid vir elke persoon wat hierna luister. Here, elke persoon wat sukkel met hierdie wonde. Mag U hulle vashou, mag U vir hulle vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Mag U vir hulle vrymaak, soos wat U sê U sal vrymaak. Want net die Seun kan ons vrymaak en die Seun alleen, en dat bid ek vir elke persoon. Mag ons 'n nuwe generasie wees wat sê, tot hierso toe en nie verder. Lei elke persoon en hou hulle styf in die hand vas. In Jesus naam alleen. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê.